Hallo almal en baie welkom. Nou, wat as ek vir jou sê dat byna alles wat jy dink jy weet oor wat 'n beroerte veroorsaak, dalk net verkeerd is? Ja, vandag gaan ons die deksel lig op 'n algemene mediese oortuiging oor carotis arteriesiekte en die ware, amper versteekte gevaar wat daar binne skuil ontmasker. Ons hoor dit mos al jare, né? 'n Verstopte slagaar veroorsaak 'n beroerte. Dis soos 'n geblokkeerde drein, eenvoudig. Maar wat as daardie prentjie heeltemal te simplisties is? Wat as die ware gevaar eintlik iets baie meer subtiel en, wel, onvoorspelbaar is? Dis nou presies die raaisel wat ons vandag gaan probeer oplos. Goed, so om by die waarheid uit te kom, moet ons eers die ou storie, die mite van die verstopte aar van nader bekyk. Kom ons begin daar. En hoekom moet jy hieroor omgee? Wel, kyk bietjie hierna. Hierdie toestand is skrikwekkend algemeen. Net in die FSA alleen het 12,5% van mans bo die ouderdom van 70 hierdie siekte en die meeste van hulle weet dit nie eers nie. Dis 1 uit elke 8 mans. Dis nie een of ander ver probleem nie, mense. Dis iets wat stil in ons gemeenskappe, in ons families en ja, dalk selfs in onsself kan skuil. Vir deseende lank was daar net een hoofverdagte in die beroerteverhaal, 'n ding genaamd stenose. Dis maar net 'n fancy mediese term vir hoe nou 'n slagaar geword het. En die logika was, jy weet, redelik eenvoudig. Hoe nouer die pyp, hoe groter die risiko dat die bloedvloei heeltemal afgesny word. En vir jare was alle behandeling op hierdie een enkele meting gefokus. Maar hier is waar die plot 'n interessante draai maak. Ja, 'n erge vernouing kan bloedvloei beperk. Dis waar, maar dis nie die oorsaak van die meeste beroertes nie. Die ware skuldige, die meganisme, is iets genaamd embolisering. Dis wanneer 'n klein stukkie van daai plak afbreek, stroom af in die bloedstroom beweeg en dan in 'n kleiner bloedvat in die brein gaan vassit. So, dis nie die hele damwal wat breek nie, dis die klein maar dodelike brokstukke wat van die wal af loskom. So, as die vernouing, die stenose, nie die hoofskrik is nie, wie of wat is dan? Wel, dit bring ons nou by die ware kern van ons storie. Dis tyd om die regte skuldige in die oë te kyk. En die hele geheim lê hier, mense. Nie alle plak is dieselfde geskape nie, glad nie. Dink aan 'n stabiele plak, soos 'n harde, gladde klip in 'n rivier. Die water of die bloed vloei maar net mooi daarom, geen drama nie. Maar 'n onstabiele plak, dis 'n heeltemal ander storie. Dis soos 'n klam sandkasteel by die see. Dit lyk dalk nog soliede, maar dis eintlik broos, vol ontsteekte selle, en dit is gereed om enige oomblik in mekaar te tuimel en daai gevaarlike stukkie sand stroom af te stuur. En dis die ontdekking wat letterlik alles verander het. Studie na studie het gewys dat hoe nou 'n slagaar is, eintlik bitter min te doen het met hoe gevaarlik die plak binne in daai aar is. Dink daaroor, jy kan 'n slagaar hê wat net 'n klein bietjie vernou is, maar propvol van daai krummelerige, onstabiele sandkasteelplak is. Dis 'n tikkende tydbom, en dis presies hoekom daai ou manier van dink om net na die vernouing te kyk so gevaarlik was. Reg, so wat presies maak een plak stabiel en die ander ene ramp wat wag om te gebeur? Kom ons sit nou ons forensiese hoede op en ontlees die anatomie van hierdie tikkende bom wat binne in die slagaar skuil. 'n Wetenskapelis het basies 'n kontrolelys van gevaartekens ontwikkel. 'n Onstabiele plak het tipies 'n baie dun, brose dop of kap. Binne in daai dop is 'n groot sagte kern wat vol vet en allerlei cellulêre afval is. Dis ook propvol ontsteekte selle en hierdie is nogal iets, daar kan selfs bloeding binne in die plak self wees. Dis sonder twyfel 'n resep vir 'n ramp. As ons wille langs mekaar sit, is die kontras nogal duidelik. Kyk hier. Aan die een kant het jy die stabiele plak. Dis veselagtig, dis hard en dit het 'n lekker dik beskermende kap. Dink daaraan soos 'n skild, reg? Maar aan die ander kant, die onstabiele plak. Dis sag, dis vol van daai ontsteekte makrofaagcelle en dit het 'n flinterdun kappie wat enige oomblik kan skeur. So, hoe gebeur die ontploffing dan? Wel, dis eintlik net basiese fisika. Die konstante druk van die bloed wat verbypomp, daai druk stoot teen die plak. En as daardie druk en spanning uiteindelik sterker word as daai dun, swak kappie wat die plak bedek, dan skeur dit. En dis presies op daardie oomblik wat al daai gevaarlike inhoud vrygelaat word en sy reis na die brein begin. En hierdie gevaarlike, onstabiele plakke is deesdae so goed verstaan dat hulle selfs al eie amptelike klassifikasie het. Die American Heart Association noem hulle tipe 6 gekompliseerde letsels.
En hoekom gekompliseerd? Wel, juis omdat hulle daardie ongelooflike hoë potensiaal het om te breek en 'n verwoestende beroerte te veroorsaak. Goed, so ons ken 'n onskuldige, maar hoe op aarde vind ons dit as dit diep binne in ons are wegkruip? Wel, dis waar die wonders van moderne tegnologie inkom. Dit gee dokters basiese hoë tegnologie speerders set om op hierdie gevaarlike plakke te gaan spioneer. Die ondersoek is gewoonlik 'n stapsgewyse proses. Stap 1 is dikwels 'n ultraklank, net vir 'n eerste vinnige kyk. As die dokters daar iets sien wat verdag lyk, dan roep hulle die groot kanonne in. Meer gespesialiseerde instrumente soos MRI en CT-skannerings om dieper te delf en regtig die plak se ware karakter te ontbloot. Ja, ultraklank is nie net vir babas nie. In hierdie geval soek die dokters vir iets wat hulle echohallusiniteit noem. Al wat dit beteken is 'n donker area op die skandering. En hoekom donker? Dink so daaraan, 'n harde, stabiele plak soos 'n klip weerkaats die klankgolwe so dit lyk helder op die skerm, maar 'n sagte, vetterige, onstabiele plak, dit absorbeer die klankgolwe so dit lyk donker. En daardie donker kolletjie, dis 'n reuse rooi vlag. So, as die ultragelank die patrolliebeampte op die toneel is, dan is die MRI die forensiese spesialis wat ingebring word. En die MRI het 'n spesifieke superkrag. Dit kan een van die allergevaarlikste tekens opspoor, naamlik bloeding binne in die plak self. Dokters noem dit IPH. En as hulle dit sien, is dit 'n baie sterk aanduiding dat die plak aktief besig is om onstabiel te word en ja, dalk op die punt staan om te breek. En die bewyse wat hieruit kom is absoluut oorweldigend. Kyk net hierna. As 'n MRI 'n dun of 'n gebreekte kap wys, skiet jou risiko vir 'n toekomstige beroerte op met byna 6 keer. Sien hulle bloeding binne in die plak, dan is jou risiko amper 5 keer hoër. Hierdie is nie klein getalle nie, mense. Dis 'n ongelooflik kragtige voorspelling van gevaar wat heeltemal 100% onafhanklik is van hoe nou die aard is. So, al hierdie nuwe kennis is besig om 'n stille revolusie in die mediese wêreld te veroorsaak. Ons staan letterlik op die drempel van 'n volledige paradigma-skuif, 'n splinternuwe manier van dink oor hoe ons beroertes benader en nog belangriker, hoe ons dit kan voorkom. En as daar een ding is wat jy vandag moet wegneem, is dit hierdie fundamentale skuif. Ons beweeg weg van 'n fokus op die kwantiteit van die plak, hoe baie raar is, na 'n fokus op die kwaliteit van die plak. Die vraag is nie meer net hoe verstop is die pyp nie. Die regte vraag is, hoe gevaarlik en onstabiel is die materiaal binne in daai pyp? Hierdie tydlyn som dit eintlik perfek op. In die verlede was die fokus net op een ding, die graad van vernouing, stenose. Vandag, in die hede, is die fokus besig om te skuif na die identifisering van die plak se samestelling. Is dit stabiel of onstabiel? Maar die toekoms is selfs meer opwindend. Dit gaan daaroor om die plak se gedrag oor tyd te verstaan, om te sien hoe dit verander en sodoende hopelik te kan voorspel watter een volgende gaan breek. En dit alles laat ons met een laaste kragtige gedagte. Vir jare het ons beroertevoorkoming benader soos 'n loodgietersprobleem. Maak net die verstopte pyp skoon, maar miskien is dit eintlik 'n bomontmantelingsprobleem. Miskien lê die toekoms van beroertevoorkoming nie daarin om bloot pype skoon te maak nie, maar eerder daarin om die tikkende bomme wat binne in ons skuil te identifiseer en hulle te ontlont lank voordat hulle ooit die kans kry om af te gaan.